Okay julle, hierdie is die tweede episode in volhoubaarheid. Ons het nou in die vorige episode so 'n bietjie gepraat oor wat is bepalend op die einde van die dag en waar jy maar basies moet begin. En ons het nou gesê jy moet kyk na water, jy moet kyk na skuiling en dan die bepaling van jou afhanklikheid. Daai is nou maar die 3 faktore waar jy maar basies begin. So vandag gaan ek nou 'n bietjie verder uitbrei op daai volgende paar stappe daar en dan vat ons dit van daar af. So ek gaan net so vinnig 'n oorsig weer hê oor die eerste tweetjies is water. Soos wat ek in die vorige stemgreep gesê het, probeer maar dat help nie, jy wil half onafhanklik wees, maar jy bly nog in 'n dorp en jy's afhanklik van die water van die regering af nie. So met ander woorde, jy gaan moet kyk na iets wat natuurlike stroom is, of 'n boorgat of hoe ook al. Maar jy moet dan, dit is die eerste stap van onafhanklikheid. Dan, die tweede stap is 'n skuiling. So 'n huis, of 'n stoor, of 'n, ek sal nou nie sê 'n tent nie, kan seker maar wegkom met 'n karavaan, dit maak nou nie regtig saak nie. En dan die bepaling van die res van die onafhanklikheid. Nou hier is wat nou die res van die lys basies nou maar gaan opmaak. So ons het nou in die vorige stemgreep so 'n bietjie geraak aan goed soos Eskom en so voort. Maar ek gaan nie nou daarop begin nie. Ek gaan eers aangaan met die volgende stap van oorlewing, voedsel. Okay, so as jy nou onafhanklik wil verkeer in terme van voedsel, beteken dit jy mag nie en moenie weer winkel toe gaan nie. Wat 'n proses is. Dis nie iets wat oornag gebeur nie. Jy weet, as jy nou dink jy het nou maar 'n plot of 'n stukkie grond wat jy ergens kon kry, jy het 'n paar diertjies op die plot of die stuk grond, ja, daar's vleis nou gedek. Maar nou, jy kan nie net van vleis lewe nie, jy het nou maar 'n bietjie groente ook nodig, ensovoorts, ensovoorts, ensovoorts. So dit is 'n redelike proses om by so iets uit te kom. Dis nie 'n oornag proses nie. En onthou nou mense, hierdie is my uit en uit persepsie en wat ons ondervind het in die laaste 5-6 jaar wat ons maar basies die proses begin het. So ek wil dit daarom ook net daarby sit, dit gaan dalk anders te werk vir iemand anders te. Maar ek gaan nou so begin. So met ander woorde, kom ons sê jy het 'n paar skapies en 'n bees en jy het daarom 'n koei wat jy kan melk. So daar het jy daarom nou jou vleis gedek, jy het jou melk gedek. Maar nou moet jy begin kyk na die res van jou voedselgoede. So dit help nie, jy wil baie graag brood hê, maar jy kan nie koring kry nie. Jy weet, dit is so eenvoudig. So ja, ons is nog in 'n situasie waar ons byvoorbeeld meel aankoop, want ons het nog nie so ver gekom met die koring nie. Maar wat ons nou wel doen is, ons het wel byvoorbeeld, om julle nou 'n idee te gee, hierdie jaar wat verby is, of hierdie seisoen wat verby is, nie jaar nie, maar seisoen, baie goeie pampoenoes gehad, baie goeie beetoes gehad, baie goeie tomatieoes gehad. So wat ons nou doen is, ons het nou die volgende stap gevat van die groente aspek, of die kos aspek, althans, en ons het nou begin om die oortollige produksie basies in te lê. Nou, ek gaan nie deur daai prosesse gaan nie, ek sal net vandag sê, jy weet, die beet word ingelê, wat noem jy dit nou, die pampoene word geblanseer, en dan nou gevries, om te hou vir wanneer ook al ons dit wil eet. Nou, dis ongelukkig, maar een van die groter aspekte waarna jy ook sal moet kyk, is jy kan nie regtig afhanklik raak van die begin af nie. Dit is baie moeilik. Kyk, ek dink as jy geforseer word, dan is dit wat dit is. Maar as jy nog, jy weet, met een voet half in die lewe sit en jy is besig met hierdie proses, vat dit maar 'n rukkie, want jy moet nog sekere aspekte hanteer. Jy moet nog hier en daar 'n rekening betaal, en dit alles speel 'n rol op die einde van die dag. Maar jy moet begin kyk en
eerstens, jy weet soos ek nou sal sê as jy op 'n stukkie grond is, kyk wat werk op jou grond. Onthou jy gaan nie jy boer of jy werk na volhoubaarheid toe, nie om so seer 'n wins daaruit te maak nie. Daar is ouens wat dit wel so doen, maar dan gaan jy weer na die kommersiële vlak toe daarvan en jy eindig op om nie regtig volhoubaar te boer nie. Daar's goed wat betrokke is daar soos kunsmis ensovoorts wat onverhoubaarheid teenstaan. Jy weet jy moet werk met die diere se mis wat jy kry, dit moet ingewerk word en van daar af kan jy natuurlik dan nou weer jou goed plant en daar is sekere goed wat op sekere plekke werk, maar nie noodwendig op ander plekke nie. Ek het nou so vinnig vir julle genoem die pampoene en die beet byvoorbeeld. Ons het en ons het ook 'n baie goeie spinasie oes gehad, maar die spinasie het ons nie regtig gestoor nie, ons het dit net geëet. Maar ja, mense, dit is hoe jy daarna moet kyk. So ons het nou byvoorbeeld hierdie goedjies ingelê, ons het nou genoeg kos wat ons kan dek as 'n familie ten minste vir 3 tot 6 maande met die goedjies wat ons ingelê het. Jy weet so, dit maak jy weet dit help nogal baie. Jy weet in terme van volhoubaarheid hoef ons dan nou nie daai verskillende goedjies te koop by die winkel nie. Maar onthou nou, die idee is om heeltemal weg te beweeg van die winkel af. So byvoorbeeld, kom ons gaan gou terug na die brood toe. As jy wil brood bak, of brood baie lief is vir brood, jy wil brood hê, dan moet jy begin kyk na iets soos 'n suurdeegplantjie, om hom te maak, en jy maak dan nou maar vir jou suurdeegbrood. Dit is nie soos die brood wat jy in die winkel koop nie, dis 'n bietjie van 'n swaarder brood. Die voordeel is, jy eet nie 'n halwe brood op nie, jy eet 2 of 3 snye en dan is jy vol. Jy weet, dis 'n baie swaarder tipe brood, die van julle wat dit ken, sal weet waarvan ek praat. Maar, dit is waarna jy kyk. Dit is die realiteite en hoe jy dit moet benader. So moet dan nie gaan en 'n brood koop nie. Op die einde van die dag moet jy dan nou daai gemaklikheid afsien. En dan om die brood te maak moet jy self gaan, jy moet self deur die proses gaan, jy moet self knieg, jy moet self rys. Al daai aspekte wat daarmee gepaard gaan, is waarna jy moet kyk. Nou hierdie goedjies vir ons oumas en oupas was amper 'n natuurlike ding. Veral as jy van die platteland afkom, daar was nie, jy weet, ons ry gou winkel toe nie. As ek byvoorbeeld dink aan net vinnig al stories wat my ma my vertel het, wat hulle het 2 keer 'n jaar na die dorp toe gegaan. Nou, as jy jouself nou in 'n posisie sit waar jy slegs 2 keer 'n jaar winkel toe moet gaan of kan gaan, wat die hel gaan jy met jouself doen? Jy weet, dit is die realiteite en die situasie waarna 'n mens moet kyk en hoe jy jouself moet opstel. Maar jy wil in 'n situasie sit waar jy glad nie soontoe gaan nie. Nou ja, dit is nie altyd so eenvoudig nie of so maklik nie. Jy weet, ons het nou nog nie eers by die ander aspekte gekom nie. Ons is nou maar by die eerste aspek wat maar basies kos is. Maar, weer 'n keer, jy moet jouself so opstel dat jy gaan werk op die goed wat jy kan kry. So met ander woorde, ons gaan nou binnekort moet kyk na koring. En as ons nie koring kan kry nie, dan gaan ons moet besef, ons gaan nie brood hê nie. Selfs byvoorbeeld met iets soos mieliepap. As jy nie mielies het nie, gaan jy nie mieliepap kry nie. Maar hier's nou een ander lekker ding, wat ons baie keer oorkyk. As jy hierdie goedjies doen, moet jy altyd probeer om dit te doen as 'n gemeenskap. En dit help nou ongelooflik baie met kos. Hier's nou 'n voorbeeld wat ek vir julle wil gebruik. Een van ons bure, hulle het nogal 'n redelike sterk perskeboord, en hulle het toe nou van die perskes obviously heeltemal te veel. Nou hulle het vir ons van die perskes gegee, ons ruil maar altyd so uit, jy weet, ons gee weer vir hulle melk, want ons het 'n melkkoei wat ons melk, jy weet, so dis vars plaasmelk, daar is nie gepasteuriseerde goed en so nie, jy weet, dis die melk so goed soos wat jy hom kan kry. Nou, so hy gee vir ons 'n paar perskes, ons gee vir hom nou weer melk en so voorts, en so bou jy 'n gemeenskap op, waar die ou het daai goed, en jy het die goed. En so kan 'n mens onder mekaar uitruil. So moet jy ook nou nie blind staar en sê, yes, ek moet nou, hoe wil jy met ek dit doen, want ek moet nou 'n koringland hê, en ek moet 'n mielieland hê, en ek moet 'n pampoenland hê, en ek moet
beeste hê en ek moet skape hê en ek moet hoenders hê en ek moet varkies hê en ek moet apies hê en you name it. Dit is nie die idee daarvan nie. Werk in jou omgewing en kyk wat is die mense om jou, wat hulle wel gebruik en wat hulle wel doen. Nou byvoorbeeld ons jy weet ons byvoorbeeld sal ook by ons buurman eiers kry byvoorbeeld, as dit wel in seisoen is, jy weet in die hoenders lê genoeg. Jy weet so, dit is die groot ding in hoe mense moet adresseer. As jy hierdie ding begin, moenie haastige besluite maak nie. Dit is baie, baie belangrik. So as jy 'n buurman het wat met skape boer, moenie skape kry nie. Kry vir jou bokke. As jy 'n buurman het wat beeste het, hoekom wil jy nou ook beeste hê? Jy weet, dit is die ding hoe jy daarna moet kyk. Een aspek wat baie belangrik is, wat baie geoorkyk word met hierdie situasie. Ouens los hulle werke en dit is nou maar daai Saltini of Saldini ou, ek is nou nie seker hoe spreek jy sy van presies uit nie, maar hy het hierdie beweging begin waar sê jy kan hierdie homesteading doen, jy weet, en actually 'n lewe daarvan maak. En ek is seker, jy weet, sy strukture en hoe hy dit doen, kan 'n mens dit wel beoefen. Maar ons moet ook die realiteite verstaan van waar ons is en waar ons leef in hierdie land. So vir my werk dit nie regtig hierson nie. Ek is eerlik met julle daaroor. Die strukture is net te veel teen jou. Maar jy kan jouself volhoubaar opstel. En dit is die groot voordeel. Maar jy moet deel wees van 'n gemeenskap. En jy mag dalk die eerste een wees wat dit begin. Maar dis reg. Jy weet, van daar af kom die volgende ou en jy praat met die ou en sê vir hom, luister, ek het nou beeste. Jy het nou bokke. Jy weet, so 'n bietjie bokvleis of bokmelk vir 'n skaap of 2 of hoe ook al. Jy weet, ek het 'n bees, jy het wat kan 'n mens nou saam met dit vat? Kom ons sê 'n paar 5 sakke koring. Hoe ook al. Jy weet, ons deel die bees en jy gee vir my 5 sakke koring vir die halwe bees. Hoe ook al. Jy weet, ek noem nou maar voorbeelde. Maar dit is die realiteite waarna jy moet kyk. Jy weet, so kos is groot, maar jy moet dit eerstens doen in die gemeenskap of in 'n gemeenskap opset. Dis die een ding. En dan die tweede ding is, moenie dit doen om geld te maak nie, want jy gaan nie geld maak nie. Inteendeel, dit gaan jou dalk 'n paar rand kos. Maar onthou nou, wat is die einddoel? Die einddoel is volhoubaarheid. Enige ou wat al in sy lewe 'n besigheid begin het, weet dat daai besigheid maak nie geld van dag 1 af nie, dit werk nie so nie. Jy weet, al het jy 'n goeie jaar, die volgende 3 jaar is dalk nie so goed nie. So, mens moet daai realiteite verstaan. En as jy daai beginsels in plek sit en dit so hou, dan verstaan jy dat op die einde van die dag is werk jy na 'n einddoel toe. En daai einddoel is daai gemeenskaplike samehorigheid, waar jy mekaar kan help met verskillende aspekte van voedsel. Om nou weer terug te kom na die perskes toe. Jy weet, so ons het 'n groot krat vol perskes gekry, ons het dit ingelê. So ons het nou lekker nagereg vir ten minste 'n jaar. Jy weet, en dis hoe jy daarna moet kyk. Dit is so eenvoudig. Ja, mense, nou, en dit is nou maar voedsel so in kort. Ek sal graag wil hê, julle moet maar terugvoer gee, veral in die kommentare, rondom kos, jy weet, as daar ander tipe goeders is. Onthou nou, hierdie is nie noodwendig voorbereiding nie, maar dit is tog in 'n mate, want as jy nou weer dink aan goed soos inlê, jy weet, jy kan jou vleis ook natuurlik inlê, jy weet, dis die ander tipe ding. Maar daar sal ons bietjie meer oor praat as ons by die kragaspek kom. Jy weet, as jy besluit jy gaan dalk nie jy weet, kom ons sê solar krag insit nie. En jy gaan soos wat die groot mense dit gedoen het op die einde van die dag. Jy weet, dan is dit verdroging van jou vleis as ook om jou vleis in te lê in bottels. Bully beef eintlik soos wat dit moet wees. Nie hierdie blikkies wat ons vandag koop nie. Maar ja, mense, ek hoop weer 'n keer soos wat ek gesê het in die vorige video, ek hoop dit help, ek hoop dit kan iemand motiveer en net die realiteite ook daar stel vir mense wat dalk hierdie roete wil gaan. Want daar's baie mense wat dit doen en dan redelik groot faal op die einde van die dag, want hulle besef nie altyd wat is die realiteite wat jou in die gesig staar nie. En dis hoe jy dit moet hanteer. Jy weet, so ek hoop hierdie video help iemand. En onthou die einddoel. Die einddoel is nie om
'n wins te maak nie, is nie om geld te maak nie. Die einddoel is op die einde van die dag om volhoubaar te wees en dat jy nie hoef na 'n winkel of 'n ding toe te gaan nie. Okay mense, ons praat weer by die volgende een. Goodbye.